Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ons is vandag by Handelinge 14, soos wat ons deur die Nuwe Testament reis. Ek lees vir jou vers 16 tot 17, die tema is toegelaat. In vorige geslagte het hy die ander nasies toegelaat om hulle eie koers te kies, maar tog het hy duidelike getuienis gegee dat dit hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir hulle reën gegee van die hemel af en oeste op hulle tyd. Hy het julle volop kos gegee en in julle harte volop vreugde. Ons lees weer eens hierso waar Paulus besig is om God se woord in 'n stad of vir 'n stad oop te breek. En hy sê hierso vir die mense dat God die mense en nasies toelaat om hulle eie koers te kies. Hy oorweldig nie hulle vermoë om te kies nie, maar hy doen dit nie sonder dat hy altyd duidelike getuienis gee van dit wat waar is en wat lewe bring nie. Van die begin af, van die mensdom af, het God die mens daardie vryheid gegee om te kies, en so het individue dan nou gekies en nasies kies, en deur die eeue heen het mense en nasies aanhoudend hulle eie keuses gemaak, en hulle het meestal valsheid gekies en een valsheid bo op 'n ander valsheid gekies en so het miljoene, biljoene mense en nasies as van God vergeet, in geheel van God verlore geraak. Dink aan ander gelowe, dink aan godsdienste, dink aan nasies wat geen meer konsep het van die ware God nie. Maar nog steeds het God altyd seker gemaak dat daar 'n duidelike getuienis van homself is in elke kultuur en in elke individu se lewe. En daarom sê Paulus in Romeine 1 ook dan dat niemand kan staan en eendag gaan sê, maar ek het nie geweet nie. Daar was vir my geen teken van u gewees nie, want God maak seker dat daar altyd 'n teken, 'n getuienis is van wie hy is in elke persoon se lewe en in elke nasie. Nou baie mense in my lewe en in my wêreld kies hulle eie koers, maar God het my en my gemeente in daardie persoon se lewe geplaas, in hierdie dorp geplaas. Daar's baie faktore in hierdie dorp en in elke mens se lewe wat getuig van wie God werklik is, van die waarheid. Dalk is ek by 'n werksplek, juis vir daardie rede, om 'n getuienis te wees, dalk die enigste getuienis in daardie werksplek, die enigste straaltjie lig, die enigste korreltjie sout. Dalk is ek in 'n dorp, juis vir daardie rede. Ons as gemeente bestaan vir daardie rede. Al kies mense steeds hulle eie koers, is dit my doel, dit is ons as gemeente se doel, om duidelike getuienis te wees van wie God is. En dit moet sigbaar wees in ons lewens. Dit is wat ons moet uitstraal. Nou, Jesus is die grootste getuienis van die waarheid wat ons kan uitleef. Die goeie nuus van Jesus, die waarheid van rondom dit. Onthou jou rol in hierdie saak en hoe jy dit vandag kan gaan doen. Kom ons bid saam. Here, ek neem my rol as getuienis van die waarheid op waar ek is. In my buurt, in my gemeenskap, in my werksplek, my gesin, my vriendekring. U het my daar geplaas om 'n getuie van die waarheid vir u te wees. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Here seën jou tot volgende keer.